Hoe om van die aborsieplakkaat van die kragboks af te haal in jou dorp, tot hoe bid jy 'n tikhuis toe? Ons sit hier in Bloemfontein en soos jy sien, ons het maar 'n bietjie parkeer, per ongeluk nou seker so oor die straat, maar die billboard staan hom lekker en ons karre kom aan mekaar verby en almal sien hierdie naam, Jesus. En Psalm 105 sê, proclaim my name. En as hier gaan nou in die volgende uur wat ons hier staan, meer karre verbykom as wat in 'n kerk Sondag sit. Amen. Ons is nie teen kerkie, ons glo in kerk, ons glo dit is Jesus se plek. So, dit is nie wat, maar hoor gou, kerk beweeg net uit asseblief. Nou, die ander ding, voordat ek met Stefan praat, wil ek net gou vir jou vra, die nommer van my assistant Steffie is nou op die foon, is op die skerm, en wil jy nie betrokke raak by takeover nie? Ons kan met die evangelie van Jesus Suid-Afrika oorvat en verder. Ons kan tikhuise toemaak, Amen. drankhuise toemaak, kinders kan gered word, aborsie kan stop, take over. Nou hoor, hoe maak jy? Jy vat nou die nommer op die skerm, jy WhatsApp, take over, jou naam, jou dorpse naam, jou provinsie se naam en jou selnommer. Ag, ek kan jy ietsie sê as jy wil sê, as jy hier verbykom, slaapplek of kos of diesel of iets, of jy kan net sê, ons is deel, laat weet ons as jy in hierdie dorp verbykom. Okay. Ons gaan binnekort seminare hou, waar ons jou ook gaan uitnooi. Dis hoekom ons jou data soek. Wat ons in 4 ure vir jou gaan leer, hoe om van die aborsieplakkaat van die kragboks af te haal in jou dorp, tot hoe bid jy 'n tikhuis toe, hoe map jy, vat 'n map van die dorp, en sit hom in jou bidkamer, en hoe change jy 'n dorp. As Dawid vir Goliat kan oorwin het, en dit het die hele volk gered, dan kan dit gebeur. As Esther kon vas, en dit het haar hele volk gered, dan kan jy ook so iets doen. As Petrus se skaduwee op mense geval het, het hulle gesond geword. As die mense hierdie bord sien, kan hulle change. Okay. So dis op skerm, laat loop gou daar. Stefan, Royes. wat brand in jou hart? Royes, vanoggend, weer eens het ek en ons het gisteraan so gesit op die bed toe ons nou hier so in Bloemfontein aankom en daardie stuk van Markus 14 het ek op 'n heel ander nuwe level experience. Christus kom en hy vra vir sy disippels, julle moet wakker bly. Die Bybel sê Jesus was beangs gewees. Wow, dis die aand voor sy kruisiging. Dis die aand vir sy kruisiging. En hy vra vir hulle, hy het beangs geword en hy moes gaan bid het en hy sê, al wat ek julle vra is bly wakker, waak en bid. Dis wat ek julle vra. En Jesus kom toe terug waar hy hulle gelos het en hy sien maar, hulle lê in slaap. En op daardie oomblik beleef ek hierdie alleenheid. Hierdie alleenheid wat Jesus moes beleef het toe hy agterkom, die een opdrag wat hy hulle gegee het hulle nie nagekom nie. 'n Paar ure voor dit het hulle gesê, Here, ek sal u nooit verloon nie. Ek sal nooit, Here, ek sal u volg tot die dag wat ek nie meer kan nie. En op daardie oomblik wat Jesus hulle vra, waak en bid. En hy kom terug, is hulle besig om te sit en slaap. En hy sê vir hulle, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie, want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En ek voel hoe Christus vir ons kerke sê, ek het 'n opdrag vir julle gegee, Matteus 28 vers 19, en dit word nie gedoen nie. Jesus kom en hy kry ons. Ons dink omdat ons na 'n altaar toe gekom het en 'n gebed gesê het, Here, red my siel, ons is reg. Wat van die een wat ons gered het? Ons moet uitgaan en die mense vertel hoe om hierdie een te gebruik om ons dorpe te verander. Ons kan nie terugsit en wag dat dinge met ons moet beter gaan en ons sit net en gebruik nie die naam wat dinge kan verander nie. Ek voel in my hart, Royce, dat hierdie is 'n tyd wat ons moet hoor en vat wat Christus vir ons gesê het. En ons moet uitgaan met hierdie naam om ons dorpe oor te vat. Ons kan nie stil bly oor die een wat ons gered het nie. Ek wil net by jou hoor, as ons dieselfde, terwyl Jesus intree vir hierdie wêreld, slaap ek en jy. As maniere om te slaap. As jy nie stil raak meer, as jy nie meer worship, as jy nie meer ordentlik Bybel lees nie. Ja. As die kerk nie uitbeweeg by sy 4 mure en die verlorenes gehaal het, dan slaap ons.
Hoe kan 'n kerk sê ek is onder oorwinning, maar 3 kilometer van my af is daar 'n tikhuis wat kinders doodmaak? Hoe kan 'n kerk sê hy is in oorwinning, maar daar's 'n kragboks 500 meter van my kerk af wat op staan abortus adverteer word? Kom ons kom in oorwinning. Die Here seën. Raak betrokke asseblief. Daar op die skerm is nou weer Steffie se nommer, my assistant. Asseblief stuur net die woord take over, jou naam, jou dorpsnaam, provinsie se naam en jou telefoonnommer. Ek soek jou data. Ek verkoop die data nie, moenie worry nie. Jou nommers nie. Ek soek dit om laat ons kan dinge doen vir die Here saam. En ons soek leiers vir elke provinsie vir take over. En ons soek vir elke dorpe leier. Hierdie is nie 'n politieke move. Ja, daar is 'n 10% politiek in om 'n Christen party te ondersteun, soos ons ondersteun vir #HopeForSA, Christen party, want hulle kan op ander gebiede in die parlement en op goed weer vir ons taamlik oorvat. Daarom het ek teruggestaan as deputy president van #HopeForSA, nie omdat hoe nie. Ek het gevoel ek kan as evangelis moet ek buite die werk doen en die politicians sal hulle werk daar doen. Miskien roep die Here my nog om minister van polisie te raak. As hy dit doen, het ek gesê, gaan ek by enige party wat bereid is om 'n kontrak met my aan te gaan, dat ek my Bybelse waardes kan behou en uitlewe en sê van die podium af. Dit daar gelaat. Maar dis nie oor politiek nou nie. Hier gaan dit oor, ons bied seminare aan en dan wil ons hê dat groepe moet vorm. In elke dorp moet 'n leier staan. Ons wil jou 'n dingetjie gee. Jy moet nie 'n roker en 'n drinker en goed wees, jy moet heilig lewe, maar ook nie godsdienstig wees. Jy weet wat ek daarmee bedoel. Jy moet 'n verhouding met Jesus Christus hê. En ons glo daarin jy moet jou samekomste bywoon. Dan so 'n persoon moet met ons praat, ons gaan jou oplei hoe om spanne in jou gebied op te lei vir straatwerk. Jy vra die kerk om saam te werk, as die kerk nie wil saamwerk nie, ons werk saam met die kerk. Maar as die kerk nie wil saamwerk nie, dan gaan jy net. Ek het 33 jaar terug, het ek my pastoor gaan sien in die kerk in Kimberley en gesê, ek doen straatwerk, kan ek toe sê, ek soek nie die mense wat jy bereik in my kerkie. Toe gaan ek steeds aan. Hy stuur nou WhatsApp boodskappietjies uit en ek ry nog steeds rond in Kansila en Oos. En ek is lief vir hom, maar tot vandag toe het hy vir my nie om verskoning gevra of vir God nie, wat ek van weet nie. So hy moet dit herstel, as jy kyk, vra om verskoning. Maar okay. So dikwels het ek gekry as ek kom praat by kerke, kom ons doen straatwerk, dan dag net 4 op of 3 op. So ek wil nou straatspanne op laat rig in Jesus naam, deur die Heilige Gees, take over spanne in 'n dorp. Jy raak nie 'n kerkie, jy stig nie 'n kerkie. Jy bedien mense op straat, jy werk vanaf die kerk. En as die kerk jou nie wil akkommodeer nie, soek jy 'n ander kerk. Om dit te doen. Amen. So, prys die Here. Amen. Kom ons begin doen dit nou. Take over. Dan wil ek vir kerke uitnodiging gee. Bel my pastore, dominees en sê, ek wil so 'n afdelingkie in my kerk begin. Miskien wil jy dit take over noem, iets anders. Ons kom lei julle op en julle doen die ding. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting.
Afrikaans. Ja. Praat om Afrikaans. Kan ons dalk vir hom 'n gebed doen? Wat is daar wat nodig is in ons lewe? Wat is daar wat nodig is in ons lewe vandag? Ik wil voor je vragen. Ja, Je moet voor de Heer vragen. yes. Ik heb niet brood, ik altijd heb niet brood. Oom, daar is 'n ding wat sê ons lewe nie net van brood alleen nie, maar elke woord wat uit God se mond uitkom, maar ek vertrou die Here om vir hom te gee dit wat hom soek. Vader, ons eer U, Here, dat U met hom werk vandag. Here Jesus, U hier waar hy vra vir U om vir hom te gee, weet ek Here, U is die God wat voorsien. Dankie Jehovah Jireh dat ons kan hierdie gebed sê en opdra na U toe. Ons eer U, Here, dat U vir hom sal voorsien in Jesus naam, Here. Amen. Dankie my oom. Just want to give this for you so that you read it very carefully. Okay. May God speak with you through this, and may you I can see you are a very obedient woman. Okay. And God is going to use you very, very greatly in this town. Okay. Thank you, my sister. Have a lovely day. Hey, thank you. En Aliwal Noord, ons eer die Here vir wat hy besig is. Van wat hy besig is om te doen en ons sê net dat ons weet God is besig om te werk in ons strate, in ons huise en in ons lewens en ons kerke. Here, baie dankie vir wat U doen. Kom ons beweeg. Ons is baie kom julle, kom. Kom. What is your name? My name is Andres. Andres, my name is Stefan. You know the guy that we are with today, his son's name is Andres too. But you are much more beautiful than that one. Tell me a bit more, what do you do right here in Aliwal Noord? What do you do here? I see you walking like what's going on? You are a very busy man. What's going on? Oh, I help people. You're helping people with what? Because people you warning me, What do you do with this piece metal? What do you do with it? shooting all devil. Shooting all devil. Yes. Is it? And then how do you shoot the devil without the word of God? Because that is our sword, is it not? Yes. Andres, I would like to pray for you. I want to share this with you. Okay. Heaven or hell, the choice is yours, my brother. My question for you today is, are you born again? Come again? Are you, not come again, are you born again? No. You are not? Yes. Have you accepted Jesus Christ into your life? Yes. When was this? Hi. Have you been baptized? Come again? Underwater. Have you been baptized? Underwater. Yes, underwater. When? Staxford. Huh? Staxford. Okay, but I want to ask you today, do you not want to accept Jesus into your life? I need. You need? Yes. Then I'm going to do a prayer with you and I'm going to ask you to pray behind me. Follow me in prayer. Do not pray behind me, must follow me in prayer. Would you like to do that today? To repeat what you said. You must repeat what I pray, okay? Yes. If you want to accept Jesus into your life, say, Father, Father, please come into my life. please come to my life. Jesus, Jesus, forgive my sins. forgive my sins. Wash me clean. Wash me In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Father, thank you for Andres. We pray that any binding in his life, any familiar spirit, anything that has to do with witchcraft, we come and bind it in the name of Jesus. Father, thank you so much for the God that you are, that we can trust you, that you will work with this man, Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Anything, did I give you? Take this one. You must read everything you can read. I am very sure you look like an educated man. Read this, and then from there on you carry on. You must go to a church. Okay. You must go to a church. When it's it. A church in Aliwal Noord. Okay. Yeah, take this one. Very, very important. Take this one. There is a crusade right here in Aliwal Noord. You can see Gospel Crusade. It is at the Hampton soccer field. Something. Do you know the Hilton soccer field? Do you know where it is? Yes. You must be there tonight at 6:30. Yes, I see. 6:30. Be there. Okay. Be there. Show them this one. Show them this one. They will help you too. Okay. Okay. You must receive God's word. Nee? All right, let's go, guys. Come. All right, nou kom ons, dan neem jy hierdie kerk af. En dan dink ek, kom ons neem net af. Hier kom die hele police. Julle, ons staan vandag weer eens hier son op al die pad in Aliwal Noord. En aan die oorkant van my is daar 'n kerk en reg agter julle is daar ook 'n kerk. Nie eers, kom ons kyk, net om seker te wees. 1 2 3 4 4,5 meter van die kerk af, van hierdie kerk af, is daar die volgende abortusplakate. Nou hoor gou mooi, die Bybel sê wie gaan uitroep vir hulle
wat gesleep word na die slagpale toe, kind van God. Dit is hoekom ek en jy moet wakker word. Ek praat met myself. Ek en jy moet begin aksie neem in ons dorp met hierdie hashtag takeover, proclaim his name, dat hierdie tipe dinge nie meer sal gebeur nie. Ons eer die Here dat hy besig is om kerke wakker te maak, besig is om evangeliste, pastore op te lei, wakker te maak, dat ons sal wakker skrik en begin doen wat God wil hê ons moet doen. Here, ons bid nou oor hierdie plek, Here, dat U Aliwal Noord sal laat wakker word in Jesus naam. Waar is hy? Krap hom af. Ons staan hier in Aliwal Noord, en as ek nou praat van abortieplakkaat en kerk, wees daar, en kerk, dan breek ek nie 'n sekere kerk af nie. Ek glo in samekomste. Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moet ons samekomste bywoon. Maar, ek is gesteld op Jesus se opdrag, op Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan maak disippels, beweeg uit. Nou, dan het Jesus, dink ek, 'n probleem. As hier 'n abortieplakkaat is, hier bly hoeveel Christene in hierdie dorp, maar ek het nou gemeet, 3,5 meter van die kerk se heining af, 3,5 meter, is die moordvonnis, doodvonnis vir babas. Die doodmaak van babas, 3,5 meter van die kerk af. Dan vra ek net, watter kerk doen hulle werk, en watter kerk nie? Is jy daar vir geldinsameling, net? Of is jy daar om iets te doen vir die Here Jesus? Sal wat ek vra, ek probeer die snaaks wees nie. Ek wil julle aanmoedig, take over. En dan vir my instuur, julle kan sommer wie as jy plakate aftrek in jou dorp en afval. Dan kan jy sommer, hierdie een het ek nou, toe maak ek net 1 of 2 nommers klaar af. Dat dit nie afkom. Gaan in julle, gaan doen straatwerk en haal die goed af. En, klaar. Jy kan die mense aankla, hulle nie medies nie, hulle is nie dokters nie, jy kan hulle aankla op rommelstrooi, hulle mag dit nie op 'n lamppaal plak nie, maar dit wys ook weer ons swak organisasie van 'n stasiebevelvoerder van die polisie. Sê jy luister, jy moet jou manskappe opdrag gee en sê, woensdag namiddag gaan ons deur die dorp, ons haal af en ons klaar die mense aan wat hierdie goed opsit. Stasiebevelvoerder van die polisie, jy kan dit doen, of enige polisieman kan dit doen. Dan kan tot 'n onderwyser opstaan en sê, luister, ons gaan maak die dorp skoon met die kinders, net hulle teach en onderrig. Dan kan dit dominee wees of 'n pastoor wat sê, kom ons gaan maak die dorp skoon. As jy hierdie goed afhaal en die duiwel sien jy al af in die Nigerians en die valse abortiedokters, dan spaar jy duisende lewe. En dan het ek 'n boodskap vir jy wat gister toe ons oor abortie praat sê, daar moet baie, as klomp aborsies plaasgevind het, hoeveel kriminele het ons nie gehad, sê jy, van swartes nie. Luister, jou vieslike, vuil siel, om te sê, daar moet aborsies plaasvind, dat swartes sal kriminele wees, as daar nie aborsies plaasvind. Jy saam 'n baba moordenaar, God sal met jou besig raak, as jy nie bekeer nie. Hou op, 'n ding ras maak. Hou op, sê as my dogter verkragt word deur dit en dat. Kyk na 'n lewe. Almal het die reg op lewe. Tot ons eie grondwet sê. Almal het die reg op lewe. So, gaan jou dorp in, take over, en dan sal ek bly wees, vat my nommer en stuur vir my hierdie goed van julle. Ons open nou, gaan 'n bietjie as jy neersit. Ons het nou oopgemaak 'n Facebook page, take over, hy wil hê my alleen vat nie, soos 2 woorde, take over SA. Take over SA. Ek dink daar sal 100 mense of 200 mense. Gaan join daar. Gaan like dit. As jy vir my goed stuur, dan gaan post ek julle goed daar op. So kom ons beginne om dit oor te vat. Daarna tik, daarna al die goed. Die Here is baie lief vir julle. Gaan in die vrede van Jesus. Ons gaan nou ry. Ten minste hou ek die nommer af. As kom daar nie vandag skoon afkry nie, haal ek die nommer af. En prys die Here. Asseblief, polismanne, asseblief, leiers van die dorp, asseblief, counselors, kan julle nie iets doen nie. Maak julle dorp skoon, man, dit lyk in elk geval vieslik, dat sulke goed op die geplak word.
Ons is mense, ons is nie varke nie. Kom ons lewe 'n bietjie mooi. Die Here seën. Lekker dag. Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Ek geef nou my hande op, oorgegee aan die koning wat oor die heelal regeer, het my verlos, my prys het u bloed gekos, ek buig voor u neer, neem u aan as my Heer, my Skepper en God. Met elke asemteug wil ek die naam net besing, aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek u weer gevind, op my knie, uitgeroep en u maak my u kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas, die kettings gebreek, my siel genees, deur u bloed gewas. Ek hoor sy stem, as hy tot my hart wil praat. Jesus wil ek die koning en God van my lewe maak. My ankering, my hoop is in hom te vind. Ek rig my oog op die kruis en ek glo, net soos 'n kind. Met elke asemteug wil ek u naam net besing, aan Jesus my koning wil ek lof en ere net bring. Oorgegee, Here het ek u weer gevind, op my knie, uitgeroep en u maak my u kind. Vrygekoop en verlos van my sondelas, die kettings gebreek, my siel genees, deur u bloed gewas. Is die roepstem wat my roep uit donkerste nag. God bekleed my met heerlikheid, vryheid, met lewe en krag. Al my vrese, my drome, gedagtes, dit berg ek in hom. Elke wapen teen my gesmee, sal ek in Jesus voorkom. Oorgegee